die wonderlikste naam, die naam Jesus Christus, terwyl jy so uitkyk oor die see, en die grootheid van God wat jy sien, en weer eens, die mooi van hierdie see is uniek, want die Here God het alles uniek gemaak, maar so het hy jou ook uniek gemaak. Jy's kosbaar vir die lewende ware God. Kom ek bid gou saam. Vader, ons dankie Here vir hierdie opname op hierdie Sondagoggend, woord wat U gee. Vader, ons dankie dat U elkeen aanraak, nie net met die woord nie, maar met 'n salwing. Here, 'n salwing wat elke juk sal breek. En elkeen vandag antwoorde kan hê en sê, ek volg die stem van die Here, my God. Waar sal my hulp vandaan kom, het Dawid gesê, Here? My hulp is van die lewende ware God. So sê ons dit ook vandag. En ons eer U, Here, in Jesus naam, vir hierdie woord in die waarheid. Amen, amen en amen. Prys die Here. Ek groet jy sommer net opgewonde, kind van God. Weereens, dit is 'n lekker see toneel hier agter ons. Vader God se mooi toneel. Jy weet, die see se kleure verskil baie keer as jy kyk daarna, maar die see is eintlik die spieël van die wolke. En hoe dit daarbo lyk, is hoe dit hieronder ook vertoon. Ek dank die Here God dat hy jou, kind van God, ook die spieël maak van die Heilige Gees. Want wat die Gees van God oor jou skyn, is hoe jy lyk vir die wêreld ook. Prys die Here ons God, ons majesteit. Die Here vat my na 'n Psalm toe, wat ek volgende met jou wil deel, om jou moed te gee vir hierdie week, maar ook vir die res van jou lewe, waarin jy kan vashou. Jy weet, ons kwoteer vir beskerming, vir daai diep beskerming van God, kwoteer is altyd Psalm 91, en ons bid dit oor ons huis af, ons sit dit in jou voorkamer, jy sit jou Bybel oop, baie mense sit 'n portret of iets op met Psalm 91, jy verklaar dit, Here, ek glo dit, ek glo in hierdie beskerming, maar jy al daar gedink, vir vrede in jou huis ook, die hele woord hier nodig, maar vir vrede in jou huis ook, om elke dag in jou lewe die seën van God ook te verklaar, nie net Psalm 91, wat die beskerming is in jou lewe nie, maar Psalm 23, want wie is jou herder? Wie is jou herder? Werklik waar, wie is jou herder? Kom ons kyk gou wat sê die woord. Dawid sê die volgende in Psalm 23, hy roep uit, hy sê, die Here is my herder. En kind van God is baie dieper as wat ons besef. Die Here is my herder. Nou ons weet 'n kudde in Israel, en selfs in daardie tyd, en nou sien dit 'n sekere dele van ons eie land ook, die skape, die boer wat 'n kudde het, is baie lief vir sy skape. Ons kyk na die boek Amos ook, hy was ook 'n boer. Dawid was 'n boer, 'n jong seun, herder, wat skape opgepas het. Daarom weet hy wat hy bedoel as hy sê, die Here is my herder. Herder van 'n gemeente, moet jy dieselfde pad stap. Herder in die huis, jy's 'n herder ook in jou huis, as jy 'n pa is, as jy die man is, as jy 'n koning, en dan sê baie maklik 'n priester ook, ek's 'n priester, profeet van my huis, jy's 'n herder met ander woorde van jou huis. 'n Herder loop altyd voor, en hy is so besorg oor sy skape, dat sy skape ken sy stem. Hy kan, in Israel kan hulle al die skape van al die kuddes deur mekaar bond aan 'n berg laat loop. As die herder begin praat die oggend, as die herders opstaan en hy begin loop weg, begin hy net praat. En die sy skape wat sy stem hoor, volg hom. Hulle stap al agter hom aan. Met ander woorde, hy jaag nie skape aan nie, hy stap, en die skape ken al die herder, want die herder versorg die skape, en die herder lei die skape na die beste weiding toe, en die herder kyk na sy skape, die herder weet wat is die toestand van sy skape, en dis wat belangrik is, wie is jou herder wat voorloop, en vir wie loop jy voor in hierdie lewe? Wat sê Dawid? Dawid sê, die Here is my herder. Josia het verklaar, ek en my huis sal die Here dien. Wie is sy herder? Jesus Christus. Wie is jou herder? Jesus Christus. In die boek Johannes 10 sê dit duidelik, luister mooi,
Die Here is my herder, verklaar Dawid reeds hier. Hy sê, 'n psalm van Dawid, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Kind van God, as ek hier by 'n plek is, wat dit moeilik is in die lewe, dan verklaar jy, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Maar nou moet jy mooi luister. As jy in 'n woestyntyd van jou lewe is, 'n moeilike omstandighede in jou lewe is, in situasies wat vir jou voel jy's alleen, kom by God se kudde uit. Kom by God uit, want hy het Jesus gegee as die herder. En die herder loop voor die kudde. Raak deel van die kudde van die familie van Christus wat lief is vir mekaar en omgee. En dit beteken, kind van God, dat jy betrokke moet raak en opdaag in die lewe. Wanneer die herder loop in Israel en hy roep en hy praat, dan kom die skape want hulle hoor die stem van die herder. Luister na die stem van jou herder en bly hom volg. Want as jy hom volg, sê die volgende, hy sê, niks sal jou ontbreek nie. Wanneer dinge moeilik gaan jy besef, dinge ontbreek in die lewe, en dit gaan nie goed nie, dan stap jy dalk deur 'n woestyn draaie, omdat jy die herder nie volg nie, na die beloofde land toe, na die beloftes toe nie. Jy steek agter die wolkkolom aan nie, jy volg nie die vuurkolom nie, jy's op jou eie, dalk eie keuses, eie besluite, dalk die stemme van die wêreld aan geluister, jy dalk 'n verkeerde herder, wat nie die groot herder, Jesus Christus volg van Johannes 10 nie. En dit maak dat jy verdwaal en swaar kry, dat jy in 'n sukkelende posisie is, in jou finansies, in jou huwelik, in jou besigheid, in jou boerdery, in jou omstandighede, en wat jy keer op keer sê, maar elke keer val ek maar, elke keer misluk ek, dis nie oor jy, kind van God, nie kan nie, dis oor jy nie die herder volg nie. As jy die herder volg, sê hy lei jou waarheen? Hy sê die volgende, hy laat my neerlê in groen weivelde. Met ander woorde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Groen weivelde beteken, hy sal voorsien. Hy sê jy na plekke toe neem, waar daar nie 'n tekort is in jou lewe nie. As daar tekort is in my lewe, dan vra ek myself die vraag af, Here, waar het ek hier nie gevolg nie? Ek gee nie die lewe die skuld aan ander mense en die swak ekonomie in die land die skuld nie. Ek moet besef, die verantwoordelikheid van lewe lê tussen my en God en in my lewe, ek moet die Here volg. Die blindes moes uitroep, hulle moes Jesus kry op die pad, op die weg na Jerigo toe. Anderster kon hulle nie sien, daai wonderwerk kry nie. Verantwoordelikheid, jy staan op en roep uit tot jou majesteit, maar stap die pad en doen wat jy moet doen. Want as jou herder met jou is, lei jy na groen weivelde toe, sê die woord. Na waters waar rus is beteken, by 'n plek waar jy voor sy voete kan kom in aanbidding, daar's rus en vrede. As ek kyk na die see, die stilte, die kalmte, wat kry ek in my gemoed? Waar waters waar rus is, vrede. Vrede begin binne in my. Kry die storms eers hier stil, voor jy die storms buite wil stil maak. Kry storms in jou gedagtes stil. Want as hy jou herder is, kind van God, en dan kom vuil gedagtes, kwaad en woede, uit jou mond uit, beteken dit, in jou hart het dit al gelê, in jou gedagtegang, dan volg jy die verkeerde herder. Dan moet jy sê, Here, ek verklaar oor my gedagtes ook, my gedagtegang sal die regte herder volg. My ore wat ek hoor, ek wil die stem van die Here hoor, nie die stories, die geskinder, die ondermynings, die kwaad, die negativiteit van hierdie wêreld nie. Dis nie wat my herder my heen lei nie. My herder lei my na plekke waar daar vrede is, groen weivelde en waters waar rus is. Dis wat ek wil volg. Kind van God, jy het 'n lewenskeuse om te maak. Kry die herder in jou lewe, die oomblik dat 'n verkeerde gedagte opkom, bestraf jy dit en sê, Jesus, ek volg U. U is my herder, nie dit wat ek hier bedink nie, dis nie van U af nie. Dit wat in my hart gekoester word, is vergifnis, want U het my vergewe, want my herder vergewe my altyd. Hy kyk na my, hy beskerm my, hy lei my na groen weivelde toe, want as ek kwaad nog in my hart het, in my gedagtegang, gaan ek deur 'n woestynpad gelei word, dan het ek 'n verkeerde herder, nie die ware herder nie. Dis 'n lewenskeuse. Hy gaan verder, hy sê, hy verkoop my siel. Met ander woorde, daar's vrede in my siel en my wese, want ek volg die herder. Die opskrif
Die Here is my herder. As daar nie vrede in my is nie, kan my siel ook nie verkoop word nie. Dis 'n lewenskeuse, en dis waar joy lê, dat jy gevul kan wees met die Gees van God. Hy lei my in die spore van geregtigheid, in God se geregtigheid. As ek so my voete neersit, moet ek weet, ek volg my herder. Hy het hier geloop, hy het vooruit gegaan. Die woord van God is voor my uit. Ons sê die woord gaan ons vooruit. So ek volg die herder, die een wie se woorde daarvan vooraf kom. Dis my majesteit, ek volg hom in alles. Nie die stemme van wat sê, daar is nie hoop vir jou, toekoms vir jou, of jy gaan nie gesond word, of jy sal nooit 'n sukses maak, of jy's nie goed genoeg nie. Jou herder dink jy's goed genoeg, want hy weet jy's goed genoeg, want hy's jou herder. Hy weet, sy Vader, Abba, het jou goedgekeer, en in jou is die asem van ons God. Jy is die ewebeeld van die majesteit. Daarom kyk jy herder na jou, en is hy lief vir jou. Kind van God, om sy naam ontwil, luister, alles wat ek doen om sy naam ontwil, kan ek mos nie verkeerde gedagtes toelaat, verkeerde spraak en sonde in my lewe meer toelaat nie, want dan is dit nie meer om sy naam ontwil nie. Die Seun van God kan slegs jou agtervolg en met jou wees, soos Jakob gesê het, waar ek my voete neersit, is ek geseënd. Hoekom? Want jy loop 'n pad in God se geregtigheid, in sy koninkryk, as jy herder voor jou loop, en voor jou uitgaan. Kind van God, hy gaan jou nie lei na sondes toe nie. Luister mooi, hy gaan jou nie lei om te gaan drink nie. Hy gaan jou lei om verkeerde hoergedagtes, hoeridees in jou mindset te hê nie. Hy gaan jou nie lei na 'n bar toe, kind van God, waar jy mislei word en hierdie vuil grappe hoor nie. Hy gaan jou lei na dit wat groen weivelde is, waar seën is, waar guns is, waar vrede is, waar hy teenwoordig is. Kind van God, en as jy wel na 'n plek toe lei, waar daar onenigheid is dit om die vrede daarin te bring en grondgebied te wen. Maar die verskoning om daarheen te gaan, moet nie wees om grondgebied te wen nie. Dit moet wees dan die stem van die Here, die herder wat voor jou uitgeloop het. Doen wat God behaag. Want kind van God, dan weet jy, jy's op die regte plek. Al gaan ek ook deur 'n dal van doodskare weer, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf vertroos my. Luister mooi, waar is hierdie doodskare weer waarvan hulle praat hier? Hy sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskare weer. 'n Dal, daar moet 'n berg wees, gewoonlik 2 berge wees, en dan val daai skare weer, waarvan hy praat, tussen daai 2 berge. Dis waar die rowers altyd die wagters ingewag het. Maar jou herder sal die rowers verslaan, so jy kan deur die dal gaan. Jy sal nie beroof word nie. Jy sal nie gesteel word nie, deur die bose nie, want jy volg jou herder, en die stem van jou herder, jy loop op sy spore, want daar's groen weivelde. Hy vat jou na die beste toe. Dis wat hy vir jou sê. Luister weer eens, U stok en U staf, die vertroos my. Dink 'n bietjie die stok, waarmee geslaan is, die staf, op die rots gee water. Jesus gee water in jou lewe. Kind van God, sy staf, wat hy vir jou slaan op die see, maak die see vir jou oop. Maar onthou een ding, as jy deur die see van lewe gegaan het, moet jy altyd een ding baie seker en verseker onthou in die lewe. As jy omdraai, die see toegemaak, die deur agter jou is toe. Dis die deur voor jou wat oop is, en dis wat jy moet volg in Jesus Christus, tot eer van die Here. Vers 5 sê vir jou, U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders, U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Dit beteken, jou hoof vol olie, salwing, seën, guns, God is met jou. Leef dan soos die gesalfde van God. Want as die olie oor jou hoof is, beteken dit die volgende, die teenwoordigheid van God is altyd in jou lewe. As jy sonde toelaat, is daar nie meer daardie olie oor jou hoof nie. As jy kind van God opgee in die lewe, dis nie karakter van 'n kind van God nie. Die wete oor my hoof. Wat is die hoof? Die hoof bedink die liggaam, stuur die liggaam van Christus, die kerk, die bruid, maar ook jou lewe, ook jou huis, ook jou gesin. Die hoof is vol olie,
Die teenwoordigheid van God is in jou lewe. So waarom sal jy ooit kind van God opgee, of die lewe bedink, of luister na die lewe? Want die hoof het ook die ore, en die ore moet die stem van die herder voor hoor, en kan sê, my huis volg die Here, ek volg die Here, my huwelik volg die Here, my besigheid volg die Here, my finansies volg die Here, so ek stap 'n pad in eenheid met God. Dis waaroor dit gaan. Dan kyk eens na die laaste vers wat sê, net goedheid en guns, en ek spreek het nou oor jou uit, net goedheid en guns sal my volg die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Kind van God, dis tyd om in die huis van die Here te kom. Die huis van die Here, jy's die tempel. My samekomste is by die huis van die Here. Kom in die huis van die Here, want dis selfs wat Dawid gesê het, reeds in duisende jare terug, dat hy sal tot op die einde na die huis van die Here keer. Hiskia, toe hy in groot moeilikheid was, hardloop hy nie na sy parlement toe, na sy generaals toe nie, hy hardloop na die huis van die Here toe. Dink by jouself, die dag toe Daniel se 3 vriende in die 4 oond situasie was, moeilike omstandighede, waar hulle nie kon lewe nie, het hulle in die 4 joy gehad, want God was met hulle herder was daar. Daarom sê die woord van die Here, goedheid en guns sal my volg, of hulle jou in 'n vuurhoond, of in 'n leeukuil, of hulle jou wil vervolg, goedheid en guns sal jou altyd volg, want as jy jou herder volg, sal jy nie in droogtes ingaan, in ellende ingaan, in vrese en dwaal in 'n woestyn nie. Jy sal na groen weivelde gaan, die seën van God sal met jou wees. Dis nie prosperity nie, dis woord. Dit het vir 'n Dawid gewerk, dit het vir al die godsmanne gewerk, dit het vir my persoonlik gewerk, dit werk vir jou ook. Volg die Here jou God, dan sal dit met jou goed gaan. Selfs in 'n vuuroond sal jy gegooi word, maar dan sal ook joy vir jou wees, en daaruit sal die grootste getuienisse kom, want die Here is jou herder. Kom ons bid saam. Here, ons dank U vir die woord. Ek dank U dat U is versterk deur hierdie woord. Ek dank U dat U mense optel vandag met die waarheid, met die woord van God, kragtige woord, en die salwing van die Heilige Gees, en dat niemand sal opgee nie. Here, ek verklaar nou oor elkeen, net goedheid en guns sal hulle volg in die dae van hulle lewe, en hulle sal na die huis van die Here gaan, en daar bly tot 'n lengte van dae, en hy sal verheerlik word in Jesus naam. Amen, amen en amen. Geseëne van die Here, ons bid vir die boere in hierdie droogte tydperk, bid vir die mense in hospitale, ons bid vir mense wat vra vir gebed, maar nog meer, hou goeie moed, staan sterk in die Here jou God. Die 9de November open ons Kerk Sonder Mure, 1 minuut met Jesus in Voorbaai, Mosselbaai. Jy's welkom. Ons gaan ook sommer al klaar mense doop weer met die eerste diens. Hier in Mosselbaai met ons eerste diens, by Jackal on the Beach wat die Here vir ons gegee het ons met eerste diens ook mense gedoop. Mense soek die Here met 'n passie. Wil nie die Bybel meer beredeneer nie, wil nie meer sit en wag nie, wil nie net 'n preek hoor nie, maar wil aktief deel wees van die evangelie. Wees deel van die evangelie, en mag God jou seën, boet en bewaar en lei. Mag dit met jou goed gaan, mag jy goeie moed hou in Jesus Christus. Wees geseënd.